Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Vrydag, die laaste dag van Julie. Nee, dit is amazing, 7 maande is net verby. Hy vlieg maar net so verby en die wêreld rol maar net voor, nee. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees, mag dit ook vir julle sommer net so 'n lekker naweek ook vir julle wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, onsse Vader, laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Here, laat u wil geskied in ons lewens. Here, ons kom gee vir u toestemming. Ons het nie ons toestemming nodig nie, maar Here, u soek nie poppies nie, poppe wat daar staan nie. U soek nie mense wat klakkeloos maar net goedjies doen nie. U soek mense wat vir u lief is, Here, en wat graag wil doen wat u sê. Daarom kom ons na u toe as u kinders, en ons kom vra vir die Here, laat u wil geskied in ons lewens, ons besluite en alles wat ons doen, soos in die hemel net so ook op die aarde, want u kan oor die horison sien, ons kan nie. Amen. Nou mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan met Jakobus, soos ek reeds gesê het, en julle weet in hierdie tyd baie praktiese boek vir die 12 spanne wat vir die 12 stamme wat versprei is eintlik oor die wêreld. Kom gee hierdie baie praktiese boek en ek kom praat oor die tong, ons het 'n bietjie stil gestaan by die tong. Liewe vriende, ons het 'n bietjie stil gestaan by hoor en doen, ons het 'n bietjie stil gestaan by geloof wat nie tot dade toe oorgaan nie, soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie, hy is dood. 'n bietjie daar met mekaar stil gestaan, ons 'n bietjie stil gestaan dat ons mekaar nie uiterlik moet beoordeel nie, ons moet mekaar lief hê. Ons het daarby stil gestaan. Ja vriende, so ek dink dit is 'n baie praktiese boek, 'n lekker boek om eintlik, en dis lekker kort boek ook, nee, hy het net so 5 hoofstukke wat hy regtig maar so 2-3 keer kan deurlees. Vriende, dat jy hom amper uit jou kop uit ken, en dit is so maklik om hom omtrent uit jou kop uit te ken want hy's so kort. Maar hy's 'n dinamiese boek wat ons op 'n kort manier eintlik sê, hoor hierso, dit is ook 'n kind van die Here lewe. So hy gaan aan hierso by vers 13 van hoofstuk 3 en hy sê, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? 'n Wyse en verstandige mens, dit beteken iemand wat onderskeidingsvermoë het, iemand wat as jy 'n wyse mens is, op die regte tyd die regte ding sê, en dan gaan hy aan. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy, so hierdie wyse en verstandige mens, dan moet hy of sy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade van nederigheid en wysheid. Nee. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Miskien steek iemand sy hand op en sê, "Jesus, ek is," dan sê hy, dan moet jy dit toon deur goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Nou, kom ons unpack dit net so 'n bietjie. So jy moet dit toon deur goeie gedrag. Nou goeie gedrag, vriende, kom ons begin maar sommer by die heel eenvoudige goedjies wat ek deesdae agterkom van ons kinders weet nie eens meer lekker. Nee, wat is goeie gedrag? Goeie gedrag is deur te begin om dankie te sê en asseblief mamma en pappa, jy moet dit vir jou kinders leer en indrul by hulle. Sê vir hulle dankie, asseblief. Wanneer iemand vir jou sê dankie, sê dis 'n plesier. Wanneer jy iets verkeerd gedoen het, sê ek is jammer. En dan as jy nie reg gehoor het nie, dan sê jy ekskuus, ek het nie gehoor nie. Ja nie of nie, né? Dit begin kleintyd. Dit is daai klein boontjies wat al gebuig moet word. En pappa en mamma, dit is jou werk om dit te doen. Jy moet daai gedrag moet jy al kleintyd daarso hê. Die ander ding wat jy vir jou kinders moet sê is kyk jy groot mense in die oë, né? Kyk jy mense in die oë. Groet met die hand, gee 'n drukkie, wat ook al. Sê hallo oom, hallo tannie. Môre oom, môre tannie. Respekteer ouer mense. Nou ek praat net eers van die kinders. Want ek dink as die ouers daar dit in die kinders investeer, dan raak hy kinders mos nou oulike groot mense en ouer mense, né? So jy maak eintlik geslagte daar, help die ouers dan met dat daar goeie gedrag by die kinders is. Jy moet die kinders leer dat hy sê as hulle 'n tantrum gooi, moenie vir niks kwaad raak nie. Leer hom daai skills. Leer sê my kind, as jy voel jy raak kwaad,
dan moet jy so 'n bietjie sê jy gaan 'n bietjie soontoe gaan. Jy gaan net gou 'n draaitjie stap of jy gaan jou gesig was of jy gaan gou kombuis toe 'n glas water om jouself 'n bietjie in toom te hou dat jy nie kwaad raak nie. So jy moet jou kind tools gee sodat hy na sy gedrag kan kyk, sodat hy goeie gedrag kan hê. Sodat wanneer hy kwaad raak, waartjies hom kwaad raak, hoe moet hy optree? Pappa, mamma, dis waar jy inkom, né? Dis waar jy inkom. Sondagskool help daarmee, die aard van die saak, jou by jou huis met huisgodsdienst, hy help daar baie keer daarmee. Dit is goed, dit is waar die kinders die goed leer. Dit is maar wat die Here vir ons leer. Daar moet jy ook al vir die kinders sê, hoekom moet jou gedrag so lyk? Omdat jy kinders is van liewe Jesus, né? So daai goed met moedersmelk ingegee word. So, as jy sê jy's 'n verstandige of 'n wyse mens, dan moet jy dit toon deur jou gedrag, goeie gedrag. En daai gedrag moet jy al met 'n lepel moedersmelk ingee vir daai kleintjies, né? Moet jy toon deur goeie gedrag, deur dade van nederigheid en wysheid, né? Deur goeie gedrag, né? En goeie gedrag is wat? Dis eintlik maar goeie maniere, né? Maar eintlik baie basies. Goeie gedrag is goeie maniere. En deesdae ek kyk baie keer so van die kinders dan net en dan kyk van die jonger kinders ook of jonger mense nou so nog tot voorskool. En dan start 5 toe en selfs 'n bietjie ouer, hoe jy sien hulle gedrag is nie vasgemaak by die huis nie, né? Word hulle gedrag nie vasgemaak is by die huis nie, getuig hulle dade nie daarvan nie, né? So dan moet jy die volgende ding wat jy moet leer, jy moet goeie gedrag hê en dan moet jou dade van nederigheid getuig. Wat is nederigheid? Nederigheid is om jouself in die ander persoon se skoene te sit. Dis om nie arrogant te wees nie. As jy nou vir 'n Trump vat. Trump is absoluut arrogant. Absoluut arrogant. Daar's nie 'n stukkie nederigheid in hom nie. Dit gaan net oor me en me. Ja, hy is die oulikste, hy is die ou wat die oorlog doen, hy is die ou wat die goed gekry het tot waar dit nou is. So dit gaan net oor hom. So as jy wil kyk na iemand wat nie nederig is nie, het ons op hierdie stadium op die wêreldtoneel 'n uitstekende voorbeeld daarvan, hè. Dit is 'n Trump. Daar's geen nederigheid by hom nie, né? Nederigheid is om die ander persoon kans te gee om te praat, nie die een persoon dood te praat nie. Nie die een persoon nog te gaan staan en nog beledig ook boonop nie, né? So hoe jy nie moet optree nie, is deesdae kan jy baie mooi gaan kyk. As jy wil sien hoe jy nie moet optree nie, is daar baie gedeeltes waar jy vir Trump gaan kyk, want dit is nou hoe jy nie optree as kind van die Here nie. Ja, so ons het 'n uitstekende voorbeeld in hom. So hoe jy nie optree nie, gaan kyk. Jy by elke gesprek omtrent waar hy praat, kan jy sien, dis nie hoe jy optree nie. Daar's niks van nederigheid nie. Daar's bitter min wysheid by hom, né? Wysheid is 'n fyn aanvoeling. Wysheid gee die Here vir ons. Wysheid, jy trap nie op ander mense nie, ensovoorts, né? So, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Vraagteken. As jy sê ja, dan moet hy of sy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade van nederigheid getuig en wysheid, onderskeidingsvermoë getuig. My 5 sien vandag. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.